Die getuienis, beginsels tot geestelike groei. Ons gesels vandag oor die vrug van die Gees. In Galasiërs 5 vers 22 tot 23 staan, maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dan sê die Here in vers 25 dat ons lewe deur die Gees, daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Ek wonder wat sal die statistieke wees as ek die vraag moet vra, hoeveel van die vrug van die Gees elke persoon in sy lewe toepas. As ons moet eerlik wees met onsself, mag ek dalk agterkom dat ons so 'n bietjie tekortkoming het aan 1 of 2. Kom ons gaan 'n bietjie dieper en sien wat elke vrug behels en hoe dit moet wees in ons lewe. Kom ons begin by liefde. Liefde is eerste op die lys en daar is 'n rede daarvoor. Hierdie is die belangrikste gebod wat die Here vir ons gegee het. In 1 Korintiërs 16 vers 14 gee die Here duidelike opdrag aan ons dat ons alles wat ons doen, moet in liefde geskied word. Dit is maklik om iemand lief te hê wat jou liefhet, maar sodra iemand jou kwaad aandoen of seermaak, is dit makliker om hulle met kwaad terug te betaal en so word ons harte gevul met wraak, haat en bitterheid. Vergifnis speel 'n baie groot rol in ons daaglikse lewe. Wanneer ons vinnig vergewe en vryspreek, sal die wortel van haat en bitterheid nie in ons harte kom lê nie. Dis dalk iets waarmee jy vandag sukkel om iemand te vergewe, omdat daar onreg in jou lewe gebeur het. So vat hierdie week, vergewe daai persone, spreek hulle vry, en jy sal voel hoe baie bindings wat jou vir jare teruggehou het afbreek. In 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 gee die Here vir ons opdrag om nie die wêreld en sy dinge lief te hê nie. Met ander woorde, alles wat die oog begeer en die vals roem op besittings, want dit kom nie van die Vader af nie. Ons moet 'n liefde hê vir sy koninkryk om siele te wen, want ons beloning sal groot wees in die hemel. Die volgende vrug is vreugde en vrede. Vreugde kom wanneer ons oor niks bekommer nie, maar bid oor alles wat ons nodig het van God. Moenie dat vrees, angs en stres jou oorweldig nie. Dit bring net ellende en bedroefdheid. As jy 'n vrees of bekommernis in jou hart het vandag oor jou werk, jou finansies, omstandighede of wat ook al, bring jou versoek na die Here in gebed en danksegging. Onderwerp jou aan God, dan sal jy vrede hê en sal alles met jou goed gaan. Geduld is die volgende een. Daar is die moeilikste ene. Ek dink ons almal kan met daai ene bietjie sukkel, veral wanneer 'n wit taxi voor jou inry, of is jy haastig en 'n skilpad voor jou die hele tyd ry en hy die wêreld se tyd. Ek dink kan ongeduld nogals maklik inskop, nê? Of ons raak ongeduldig omdat dinge net nie vinnig genoeg gebeur volgens ons sin nie. Romeine 2 vers 4 is die Here so oorvloedig in sy goedheid en geduld teenoor ons, om vir ons tyd te gee om tot inkeer te kom. As God nie met ons geduld gehad het nie, waar sou ons vandag gewees het? Ons kan nie verwag dat die Here met ons geduldig moet wees, as ons self nie die vrug van geduld in ons eie lewe toepas nie. Vriendelikheid en goedheid. Pieter sal altyd, wanneer hy by 'n betaalpunt kom, vir die persoon vra hoe dit met hom gaan of met haar gaan, ongeag hoe hastig hy ook al is. Hy sal altyd met 'n glimlag en 'n grappie hulle groet, en elke keer wanneer hy dit doen, kan ek sien hoe daai persoon se gesig ophelder. Het jy al agtergekom, wanneer jy by 'n persoon verbystap en vir hulle glimlag, dat jy altyd 'n glimlag terugkry? Ons sal nooit weet of een persoon se glimlag vir 'n ander persoon vreugde bring nie. Miskien is dit dalk al wat hulle nodig gehad het vir daai dag. Goedheid dui op 'n sagte humeur aan, om goed te doen aan ander. As jy sukkel met vriendelikheid of goedheid, begin met 'n glimlag die week. Probeer om iemand te help wat in nood is, en jy sal sien, dis eintlik nie so moeilik om hierdie vrug van die Gees uit te voer nie. Getrouheid. Hierdie vrug word baie afgeskeep en is 'n groot tekort in hierdie wêreld. Ons hoor daagliks van mense wat een iets sê en môre 'n ander ding sê. Mense wat beloftes maak en dit nie kan nakom nie. Mense wat so lief is vir daai skinderpraatjies.
Mense wat nie hulle opdragte getroulik uitvoer nie. Iemand wat nie lojaal in hulle huwelik is nie. Die vraag vandag is, hoe getrou is jy? Is jy dalk een van hierdie persone wat ek opgenoem het? Of kan mense regtig op jou staat maak? Ons lewe in 'n sondige natuur. Daarom het ons die Heilige Gees nodig om ons te help. Laat jou nee wees en jou ja wees. Moenie beloftes maak as jy dit nie kan nakom nie. Wanneer jy 'n opdrag moet uitvoer, doen dit asof dit vir Jesus is. Sit te wag voor jou mond voordat jy van ander wil skinder. En wanneer jy sukkel met ongetrouheid in jou huwelik, kom by 'n beraader uit om jou te bevry van daai wellusgees en stap 'n pad met iemand wat saam met jou kan geestelik groei. Sagmoedigheid. Het jy al so iets beleef wanneer jy in 'n vertrek instap en dat daar woede en skelwoorde is en dat dit jou sommer ontstel en dat selfs woede uit jou uit wil bring? Dit is presies wat Spreuke 15 vers 1 sê. Daar staan dat 'n sagte antwoord woede bedaar, maar 'n skerp woord maak mense woedend. As jy van daai mense is wat gedurig deur woede-uitbarstings kry en die hele atmosfeer in chaos veroorsaak, miskien is dit tyd dat jy vandag aan sagmoedigheid moet werk. Hierdie vrug van die Gees beteken ook nie dat mense oor jou moet loop en jou misbruik nie. Jy kan ferm wees, maar moenie laat woede daarbey aangeheg word nie. Die laaste een is selfbeheersing. Hoe verheerlik jy die Here met jou tong, jou leefwyse en jou aksies? Is jy een van daai mense wat mense laat skaam staan wanneer jy saam met hulle in 'n vertrek ingaan? Kan jy jou tong beheer of vloek jy soos 'n matroos en bring altyd onmin tussen mense? Kan jy nie jouself keer wanneer dit by die bottel kom nie? Selfbeheersing beteken om in verantwoordelikheid te lewe tot eer van die Here. Bedink eers 'n saak goed en gaan bid daaroor. Jesus sê dat God ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ons wil jou uitdaag die week om ingeweef te wees met die Gees van die Here, sodat die vrug in jou lewe sigbaar sal wees. Onthou, ons word raak gesien deur die vrug wat ons dra in hierdie wêreld. Laat die vrug wat ons dra 'n aangename reuk voor Vader sal wees en streef altyd daarna om nooit beskaamd te staan voor hom, omdat daar 'n tekortkoming in ons vrug is nie. Ons gaan volgende week gesels oor onvergifnis. Daai is 'n baie moeilike een. Sjoe, en ons gaan julle die waarheid vertel. Wat doen onvergifnis in 'n mens se lewe en wat beteken 70 times 7? Ons sien vreeslik uit om dit saam met julle te deel, maar vir hierdie week wil ek julle alle sterkte toewens om die vrug van die Gees in julle lewe toe te pas. Tot ons volgende week weer gesels. Shalom. Ons WhatsApp nommer is 0711662178. Hallo? Hallo? 0711662178. Vir getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.digetuienis.co.za. Nie uitmis op ons volgende deel nie.